Dis lekker om julle hier te sien. Dis lekker om nuwe gesigte te sien. Vanoggend is my so klein bietjie meer spesiaal, want my ma's kuier by my. Nou ma's klink dalk asof ek weerspreek nou, as ek nou my familieboom vir julle moet teken, ek en Licia, is dit redelike dis nogal hoeveel tyd het jy tipe oomblik is daar's baie lyne. Maar my ma en my stiefma, hulle het die Camino gestap en hulle kuier bietjie by ons hierdie week. So dit is ons groot voorreg om hulle hier te hê. Ek en Licia het 'n paar keer hierdie week gereflekteer oor rekonsiliasie, oor hoe God verhoudinge heel maak. En so hierdie is nou nie deel van die preek nie en ek het dit eintlik nou nie so goed beplan nie, maar wat ek net wil sê en ons het vanoggend daaroor gebid en die intersessiespan het ook baie daaroor gebid in die laaste week, is daai verhoudinge waarvoor ons vertrou. Dit met jou ouers, met 'n vriend, met familielid, God maak dit heel. Dis wat hy doen en om my ouers hier te hê is 'n fenomenale voorreg vir my. So ek hoop ek hoop ek kan deur hierdie preek om sonder om te huil, want julle weet ek is 'n bietjie van 'n huilertjie. So dit alles kan nog gebeur vanoggend. AP was reg en dit is ook lekker om julle terug te hê, AP en Sofia. Moet sê, laasweek was dit lekker as die kat weg is die muis baas. So dis chaos hier, so chaos. Die kinders het rondgehardloop. Ons het dit was eintlik 'n groot partytjie. Maar jy's reg, ek het Romeine 1 vers 16 en 17 wat ek graag vir ons wil lees. Want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Eerstens vir die Jood en ook vir die Griek. Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof. Soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit geloof lewe. Daai is 'n AI generated fotootjie van wat gebeur het. Ek het nie gesê give me a very handsome animation of a 40-year-old nie. Dis maar net wat hy opgetower het. Maar 'n 9-jarige seentjie het my gevra, oom Iwan, wie die hel gemaak? En dit is 'n ongelooflike vraag. Want die spesifieke seentjie, hy's nogal 'n vindingryke mannetjie. Dis amper asof hy gevra het want hy wil 'n oplossing bied, want as hy weet wie die hel gemaak het, kan hy met hom gaan praat en uitvind of ons nie hierdie ding kan, jy weet, deconstruct op 'n manier nie. So dit is eintlik 'n baie interessante vraag. Maar terwyl ek nou met hierdie amazing seentjie praat, toe wonder ek so 'n bietjie. Dis hoekom ek daai gesiggie gehad het, want ek was nie heeltemal voorberei op die vraag nie. En lang storie kort, die vraag is nie eintlik die antwoord is nie eintlik soveel waaroor ek oor praat nie, maar ek het vir 'n oomblik bietjie stil gestaan en gewonder of ek die antwoorde ken op van hierdie goeters wat ek oor preek, of die goeters waaroor ek oor bid, of die gesprekke wat ek het met mense, verstaan ek eintlik heeltemal wat aangaan. Ek bedoel, as ons praat van die evangelie, dan is die eerste ding wat in almal se koppe oppop die goeie nuus. En hierdie week, die hele week wonder ek, hoekom is dit goeie nuus? Soos ek wou paaseiers bring en julle vra wat die antwoord is en vir julle paaseiers gee. Dit help nogal met aanmoediging. Maar kan iemand vir my sê hoekom is die evangelie goeie nuus? Enigiemand? Asseblief. Want ons is vrygemaak. Yes. Dis nie lekker om vry te wees. Ja. Dis 'n baie goeie antwoord, want ons is vrygemaak. Nog iets? Iets wat iemand wil byvoeg? Nou ek wil hierdie vir julle sê. In die week kom James by die huis met sy kunsleer, al sy prentjies en sy goed. En onder andere het hulle vlaggies gemaak van die kruisverhaal. En my seentjie pak daai vlaggies daar uit en hy vertel vir my in detail, wel, soveel detail as wat jy in 'n amper 4-jarige se koppie kan inkry, presies hoe dit werk en ek en Licia ons monde hang oop. So net vinnige shout-out vir ons kinderkerk en Annemieke is nou daar en sy's ook nou toevallig James se juffrou. Maar dis die evangelie wat geleef word vir ons kinders in die kinderkerk. Dis nie 'n oppassingsdiens en hulle sit en kyk Paw Patrol nie. Hulle is daar en hulle leer van Jesus en baie intens. So ek wil net eintlik vir almal wat betrokke is by kinderkerk sê, Jacqueline en die res, baie dankie. Baie dankie dat ons die waarheid met ons kinders kan deel. En dat dit posvat in hulle harte en ek hoop na my gesprek met die seun dat dit ook die geval is. Kom ek bid vir ons.
Vader, dankie dat ek kan weet, Here, dat U by ons is. Dankie Vader dat ek kan weet dat U in hierdie saal vanoggend is. Here, dat U in ons gedagtes is en al die chaos wat hierdie week gebeur het, Here, dat U by ons was. Vader, ek kom bid vir kalmte, ek kom bid vir rustigheid. Ek kom bid Vader vir oop harte en oop gedagtes, Here, dat daar geen struweling of gestoeiery vanoggend sal wees nie, Here, maar dat ons net U stem sal hoor. Dankie daarvoor Vader in Jesus se naam. Amen. 'n Paar vrae waarmee ek geworstel het hierdie week in voorbereiding is ek reg om vrae rondom die evangelie te kan beantwoord? Deur dink en verstaan ek werklik die evangelie? En dan is die primêre rede hoekom evangelie vir my goeie nuus is, net omdat dit vir my toegang tot die hemel gee. En daai is nog vir my 'n moeilike ene gewees gister. Ek het hom probeer uitpak terwyl ek gedraf het, want dan is my gedagtes meestal gefokus. Want kom ons sê die hemel bestaan nie. Nou, ek wil net duidelik sê, ek sê nie die hemel bestaan nie. Ek probeer net gou 'n argument maak. Speel gou saam. As ons nie eendag doodgaan en dan in ewigheid saam met Jesus leef nie, is die evangelie steeds vandag in hierdie Hugo Kerksaal vir ons goeie nuus. Want dan is dit vir my goeie nuus. Anderster aanvaar ek net iets want ek wil iets hê. So met ander woorde, eet jou broccoli, dan kan jy 'n roomys kry. Maar nee, as jy broccoli eet, is dit eintlik nou vir jou goed. Dit help jou eintlik nou om te groei. Dit gaan nie eintlik oor die roomys nie. Ekskuus, ek bly vergeet ek praat nie nou met James nie. Hierdie is 'n lesie wat julle kan duidelik sien al 'n paar keer moes sê hierdie week. Maar dink bietjie oor die gedagte rondom dit. Want die goeie nuus van die evangelie is ryker as net die gedagte van wat ek eendag kan kry. Ek sê nie ons gaan nie iets kry nie. Ek sê dis vandag relevant. Die evangelie, die vrymaking is vandag relevant. Kom ek lees vir ons 'n skrif. Dit is Palm Sondag vandag. Die viering van Palm Sondag. Ek sê nou vir Anke toe ons hier aangery kom so 8:00, dis daar die kerk net hier buitekant. Toe staan almal met palms buite. En toe sit nog ons vir my eintlik lekker om dit te sien. En toe direk aan haar toe wonder ek, waar kry hulle al die palms? Maar in elk geval, of jy nou te word as jy 'n palmboom het, ek het dalk vir jou 'n antwoord as jy by die huis kom en hy so 'n bietjie gesnoei. Maar dis Palm Sondag, so kom ek lees vir ons in Lukas 19. Ekskuus, net voor ek dit lees. Die Palm Sondag is een van die min gebeure wat in al 4 die evangelies aangespreek word. Wat eintlik nogal amazing is. Dis eintlik nogal amazing oor dat die gedagte rondom Jesus wat op 'n donkie inry so 'n groot gebeurtenis is dat al die skrywers daarvan skryf. So kom ek lees vir ons. Nadat Jesus hierdie dinge gesê het hy voor hulle uitgeloop op pad Jerusalem toe. Toe hy naby Betfage en Betanië kom, teen die Olyfberg, stuur hy 2 van sy disippels vooruit met die opdrag: gaan na die dorpie toe, daar reg voor julle. Net soos julle inkom, sal julle daar 'n jong donkie kry wat vasgemaak staan. Geen mens het nog ooit op hom gery nie. Maak hom los en bring hom hier. En as iemand vir julle vra, waarom maak julle hom los, moet julle antwoord, die Here het hom nodig. Die 2 wat gestuur is, gaan toe en kry alles wat hy vir hulle gesê het. Terwyl hulle die donkie losmaak, vra sy eienaars vir hulle, waarom maak julle die donkie los? Hulle antwoord, die Here het hom nodig. Toe bring hulle die donkie na Jesus toe, daarna gooi hulle van hulle klere op sy rug en help Jesus opklim. Terwyl hy aanry, het hulle van hulle klere op die pad oopgegooi. Toe hy naby die stad kom, teen die afdraande van die Olyfberg, het die hele skare juigende volgelinge God uit volle bors begin prys oor al die wonderwerke wat hulle gesien het. Hulle het gesing, loof die koning, want wat in die naam van die Here kom, vrede in die hemel en eer aan God in die hoogste hemel. 'n Paar fariseërs uit die skare skree toe vir Jesus, meneer, maak stil u volgelinge. Maar hy antwoord, ek sê vir julle, as hulle stil bly, sal die klippe uitroep. Toe hy nog nader kom en die stad voor hom sien, het hy daaroor gehuil en gesê, as jy vandag tog wou insien wat vir jou vrede nodig is, maar nou is jy blind daarvoor. Daar sal daaroor jou kom, dat jou vyande vestings teen jou oprig en jou omsingel en jou van alle kante beleer. Hulle sal jou uitwis, hulle sal jou met die grond gelyk maak en jou inwoners uitwis. Hulle sal jou nie een klip op ander laat bly nie, omdat jy die betekenis van die tyd toe God gekom het om jou te red nie besef het. Ek weet dis 'n baie lang skrif. Ek dink ons ken die verhaal. Ek
Wonder partykeer wat sou gebeur het as Jesus vir die volgelinge gevra het om stil te bly. Ek dink dit sal nog amazing gewees het om die klippe dit te hoor uitsing. Maar ons iets van hierdie gebeurtenis, iets van 'n oomblik in tyd waar Jesus weet wat kom. Hy is 100% bewus van wat wag vir hom in hierdie oomblik of die oomblikke daarna. En steeds speel hierdie verhaal af. En wat ongelooflik is van hierdie verhaal is nie 'n verhaal wat toevallig gebeur het. Dit was nie ons het nie eintlik geweet wat die volgende stappie is en toe moes ons 'n donkie gaan haal en ons moet ons seker ergens op 'n manier vir Jesus by Jerusalem kry. Dis glad nie wat gebeur het. In Sagaria 9 vers 9 wat 500 jaar voor die koms van Jesus geskryf is. 500 jaar. Imagine om iets by God te kry, dit neer te skryf 500 jaar voor dit gebeur. Ongelooflik. Skrif sê jubel Sion, juig Jerusalem, jou koning sal na jou toe kom. Hy is regverdig, hy is 'n oorwinnaar, hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die hingsvul van 'n donkie. In dieselfde asem moet dit nogal taaf wees om so 'n woord te kry en dit neer te skryf. Want jy moet nogal 'n redelike sterk oortuiging hê dat God is met jou praat, want jy skryf iets hierso neer wat eintlik nie lekker sin maak. En dis 500 jaar voor Christus gesê. So die donkie is redelik relevant. So ons gaan 'n bietjie praat oor die donkie. Die donkie is 'n verklaring van Jesus en dat hy die Messias is. 500 jaar voor sy koms was dit aangekondig. Daar's 'n salwing en 'n afsondering van die donkie wat dui op die reinheid en opregtheid van Jesus. So die donkie, en dis die laaste punt ook, erken God se gesag. Die donkie was nog nie ingebreek nie. So myself nog nie op 'n donkie gery nie, maar ek het al redelik perd gery. En jy wil nie op 'n perd ry wat nie ingebreek is nie. Enigiemand al dit probeer doen? Het ons cowboys in die kerk? Sal nogal nie? Michael is nie hier nie. Dis fyn. Dis fyn. Dis nie so maklik om op 'n dier te klim wat nie ingebreek is nie, maar die donkie herken God se gesag onmiddellik. Stap dit hom in. En dit is 'n aankondiging dat hy vir ons sondes gesterf het. Nou, interessant, Hosanna kom nie in Lukas voor nie. En toe is ek bietjie omgekrap want ek ken dit as Hosanna. Dis wat hulle skree. So onmiddellik dink ek, ja, het ek die verkeerde Bybel gebeet en gaan te kere. En dit is in Matteus, in Markus en in Johannes. In daai 3 evangelies gebruik hulle die woord Hosanna. Hosanna beteken red ons. Red ons. So die oomblik van Jesus wat op die donkie klim en afgaan in die straat, almal die volgelinge, almal wat rondom hom is, erken wat gebeur. Hulle erken die skrif van Sagaria. Hulle erken die profesie van hy is die Messias wat ons kom red. Hosanna, red ons. Red ons. Nou kyk, hulle verstaan en definisie van red was verwrong en nie noodwendig wat toe eventueel gebeur het nie, maar hulle onmiddellik erken Jesus op die donkie. Die profesie was waar en hier kom hy. Die donkie is 'n sleutelverhaal. Die sleuteldeel van die verhaal. In Sagaria 14 weer eens omtrent 500 jaar voor Jesus se koms. Daardie dag sal jou voete op die Olyfberg staan oos van Jerusalem. Die Olyfberg sal middeldeur skeur en daar sal 'n groot kloof van oos na wes ontstaan. Een helfte van die berg sal na die noorde toe pad gee en die ander helfte na die suide toe. So die Olyfberg is net so groot figuur binne in hierdie verhaal. Jesus se intog of aankoms in Jerusalem gebeur by die Olyfberg. En ek het nou vergeet om dit in te sit, jammer, maar ek het 'n hedendaagse foto van die Olyfberg gesoek. Ek het die voorreg gehad om al in Jerusalem te wees en dit was 'n ongelooflike antiklimaks. Want in my brein was dit nou hierdie berg met maar dis eintlik nie, daar's klomp apartments op dit en dit is eintlik nie, en daar's 'n klomp grafte en so aan. So dis glad nie die prentjie wat jy in jou kop het nie, maar dis bietjie huiswerk. Google Mount of Olives. Maar Jesus se worsteling in Getsemane het ook daar gebeur. Hy het verskeie kere tydens sy bediening homself afgesonder na die Olyfberg om daar tyd saam met God te spandeer in gebed. Sy hemelvaart het daar gebeur en sy wederkoms het daar gebeur. So daar's iets rondom die Olyfberg wat krities is tot die verhaal. Dis nie net 'n om 'n sekere omgewing gekry het nie. Dis herhaling. En as daar herhaling is, moet ons bietjie pay attention. En my vraag hierdie of my refleksie rondom die Olyfberg is, wat is my Olyfberg? Waar is my Olyfberg? Waar spandeer ek 'n intieme tyd saam met God in my verhouding? Waar sonder ek myself af met gebed?
Prioritiseer ek dit genoeg? Is ek besig soos Jesus met tydens Getsemane waar ek myself heeltemal afsonder en by God tydspend? En ek is skuldig een. By the way, ek is nie besig om enigstens op hierdie stadium te preek nie. Ek is eintlik besig om dit vir myself te preek, want toe ek hier tik, toe sê ek nie soos waar is jou plek nie, dit is waar is my plek? Waar's my olyfberg? Waar's my oomblik? Nie saam met die kerk of saam met my mannegroep of saam met my vrou of saam met my kinders nie. Joune, myne, alleen saam met God. Waar's daai oomblik? Ek dink 'n groot deel van die evangelie en hoekom ons familier raak met dit is vir ons baie keer 'n kinderverhaal in die kinderbybel. Dat ons nie heeltemal die vrymaking aanneem. Want ons lees dit 'n bietjie. Okay, cool, daai was op 'n donkie en dit is great en ons val hom takkies en klere en goeders en so. Okay, nice. Lekker. Amazing. Toe word hy gekruisig. Toe James my in die week sy kaartjie so uitpak. En hy begin by die lam. En hy gaan al die pad deur tot in 'n verskriklike detail te vir my verduidelik hoe die engel die klip weggerol het. Die verhaal was nuut vir hom. Die verhaal was amper op sy hart geskryf. Is dit vir ons nog so? Of is dit maar net iets wat ons sê, o ja, Jesus het op 'n stadium was hy hier en 33 jaar rondgeloop en klim op 'n donkie en kruisig hom. Verstaan ons die implikasie van dit? En spandeer ons tyd by die Olyfberg om daai implikasie van dit te verstaan en te hoor wat God te sê het vir ons. 'n Mooi gedeelte wat ook gebeur is die aanbidding van Jesus en die erken van sy gesag en die onderwerping en respek. Wat toe hulle die donkie gaan haal, toe trek hulle klere uit, gooi dit oor die donkie en help vir Jesus op die donkie. Jy vat jou besitting en jy lê hom neer. En toe die donkie begin loop, toe trek hulle klere uit en sit dit op die pad. Dit is ek vat my besittings, my resources, my geld, my talente, die goed wat in my hand is en ek lê dit neer in diens. Want ek wil nie Jesus moet net op die donkie sit nie. Ek wil dit verklaar, ek wil publiek dit verklaar dat my skill set, my geld, my kar, my goedertjies in diens is van die Messias. Dis wat hier gebeur het. Hulle aanbid hom vir sy werke, want onthou, hulle volg hom al vir 3 jaar. Hulle sien hoe hy blindes gesond maak. Hulle sien hoe hy mense wat nie kan loop nie, kry om te kan loop. Hy sien hoe hy brood en visse vat en dit so erg vermenigvuldig. Hulle het dit gesien. Hulle het dit beleef. Hulle het van daai brood en daai vis geëet. En in daai oomblik, dis wat die palmtakke is die palmtakke besig om te aanbid en hulle lê dit neer. En soos Here, U is definitief God en ons aanbid U daarvoor. Palmtakke praat van oorwinning, bevryding en feesvieringe. So ek moet sê vanoggend toe ek sê vir Anke, toe ek sê inry, dit was eintlik nogal nice. Dit was nogal vir my nice om die palmtakke te sien. Eintlik 'n mooi simbool van iets fisies. Palmtakke waar hulle God celebrate. Onderwerp ons onsself nog aan Jesus. Ons sekuriteit, ons goedjies, ons klere, die toppunt van ons besittings. Of is dit, Here, ek gee my 10de wat uitgewerk word in een of ander spreadsheet, maar die res is dan nou myne. En hierdie is nie 'n vrygewigheidsboodskap nie. Moenie skuldig voel. Dis nie die punt nie. Die punt is nie dit nie. Die punt is as ons die vrymaking verstaan. As ons die omvang van die evangelie verstaan, wat nie net is eendag gaan ons op goue strate loop nie. As ons dit genuine verstaan, dan is my goedjies eintlik nie meer belangrik nie. My besittingkies, my geld, my talente, my roeping. Ja, ek het in 'n week of wat gelede met 'n jong persoon gepraat oor hulle purpose, hulle roeping. En dan, jy weet jy het jou purpose driven life van Rick Warren Langshow en jy wil 'n bietjie gesprek so hê, maar ek was obsessed daarmee in my 20's en dis great. Dis goed. Mense moet dink oor, jy moet wonder wat se roeping van jou lewe is wonderlik. Maar dit moet jou nie so consume dat jy eintlik jou Skepper vergeet nie. Die een wat jou gemaak het, nee, ek dink hy weet heeltemal nie, want ek moet my roeping vind. Ek moet op hierdie pelgrimtog gaan en dit alleen vind. Jesus kan my nie heeltemal sê nie, God kan my nie sê nie, ek moet dit vind. Dis nie meer belangrik nie. Ons goedjies is nie meer belangrik nie. Die troontjies waarop ek myself sit, die krone wat ek myself toeëien om te sê kyk hoe oulik en kyk hoe nice. Is nie meer belangrik as die Skepper van die heelal nie. As my Skepper wat die identiteit op my gestamp het nie. Wie ek is nie meer belangrik as dit.
En dan definitief ook nie enigiets wat ek reg gekry het. Insluitend geld en sukses en enigiets van dit. Dis nie vir jou nie. Ek dink baie keer aan ek het dit laasweek so 'n bietjie genoem. Ons was 'n week of wat gelede in Gauteng en toe het ons afgery en bietjie in die Karoo gestop. Die Karoo. Ek weet nie wie van die Karoo afkom nie, maar ja, ek's regtig jammer dat julle daar moes uittrek. Die Karoo is unbelievable. En die lekker ding nou om my ma se te hê is ek kan nou nie eintlik baie van Rebel stories vertel nie. Verstaan? Hulle verify dit dalk nou net, maar ek is lief om 'n van Rebel storie te vertel, maar die Karoo is baie mooier as van Rebel Park. Wil net dit sê. Maar in die Karoo, die eenvoud, die stilte, die vrede, die rustigheid. Sit ek en Nisia en ons reflekteer 'n bietjie oor hoe diep dankbaar ons is, net vir basiese goed, gesondheid, vir vir goeders, vir ons seun, vir ons families, ons vriende. Ons het hierdie refleksie van 'n diep dankbaarheid. Maar al daai goedjies is tot diens van God. Nie sodat ek kan sê, "Hey, kyk my kar. Hey, kyk my vrou, kyk my kind, kyk my huis." It pales into insignificance. En daai dag, toe daai donkie daar loop, en daai mense dit verstaan. Ek meen, ek weet nou nie, maar kom ons neem aan, daar was ergens iemand wat 'n nuwe baadjie gekry het. Daai dag. En toe net gesê, "Ek gee nie om nie. Dis my splinter nuwe baadjie. Bring it down." Want ek erken, ek recognize, ek is onmiddellik verstaan ek wat hier in hierdie verhaal gebeur. Die klippe is belangrik. Ek dink die klippe is baie belangrik. Sy tyd kom en dan sy tyd het gekom en hy aanvaar die erkenning as koning. So Jesus het voorheen nie erken of dit nie hardop gebasy nie vir verskeie redes. Maar in daai oomblik weet Jesus, dis nie asof Jesus nie weet waaroor die profesie was nie. Jesus het die verhaal verstaan baie beter as enigiemand. So hy wat op die donkie geklim het, is besig om in daai rol in te klim en die verwesenlike van wat wag. 100% in daai ding in te doen. En dis hoekom hy kan sê, as hulle stil bly, sal die klippe uitroep. En ek moet sê, ek dink dit moet nogal ek dink jy so klim so 'n bietjie terug aan jou hok, as iemand dit vir jou sê. As jy sê, "Hey, hoorie, Jesus, maak jou volgelinge stil asseblief," en sy respons is, "Okay, ek kan dit doen, maar weet net, die klippe gaan dit begin uitroep." Ek dink dan bly jy stil. Okay, dis reg. Roep dit maar, aanbid hom maar. Bly ons stil oor God in ons lewe, wat God in ons lewens doen, en is dit nodig vir ons dat die klippe dit begin uitroep? Dink bietjie daaroor. Dink aan die Karoo. Het ons daai oomblikke wat ons so 'n bietjie stop in stilte, in eenvoud. Dis die ander ding van die Karoo wat fantasties is die eenvoud. Kyk, dit is nie kompleks daar nie. Stilte, eenvoud. Sit ons baie keer in daai plekke, in plekke van dankbaarheid. Of is ons so erg besig om te kla oor elke liewe ding, dat ons meer kla as dankbaar is? Is dit vir ons meer belangrik om te sê wat nie werk nie? O ja, met daai goedjies, dit moet nog hierdie of hierdie ding of daai ding, of stop ons en kyk na dankbaarheid. Ek het nou gesê gesondheid. Ons praat baie oor gesondheid en ek weet nie of ek hierdie al gesê het nie, maar Lisa vertel my maand of wat terug van haar pasiënte wat gesê het, "We all have many problems until you have a health problem. Then you only have one problem." Ongelooflike woord. So, is ons dankbaar dat ons hier kan sit, dat ons almal van julle het een ding in gemeente wil julle sit, julle doen dit. Is ons nog dankbaar vir dit? Of is ons nie dankbaar vir dit? Besef ons dit? Of is ons net nonchalant oor die blote feit dat ons kan asemhaal en gesond en lewendig is? Dis verskriklik sleg waar deur die Hofmeyr familie moet stoei nou. Dit is as 'n familie vir ons sleg, as 'n geestelike familie. En daar 'n klomp goeters wat ons moet ontbind en verstaan en probeer vertroos, maar nie te veel vertroos nie, want dis so moeilik. Vanoggend bid ons oor vergifnis. Baie maklik vir my om te sê, dis nie my tannie nie. Moet ons tot op daai punt kom? Ons hoef nie tot op daai punt te kom om te stop in die eenvoud van dankbaarheid. Ons het nie. Ons het nie nodig om tot daar te kom. Ons manne gepraat ons baie daaroor.
Dis nie nodig vir ons om aan hierdie Cassie wat nou hulle is nou nie vanoggend hier so nie, maar hy het so kryding gesê Vrydag. Hy het so 'n week of wat gelede altyd sy voete geopereer. So hy moet sy voete, ek gaan dit nie nou vir julle kan wys nie, maar teen 30 grade in die lug hou vir 55 minute van elke uur. So hy kan 5 minute bietjie rondloop. Dis taaf. Dis taaf. En as jy met Cassie praat, hy sê geen simpatie of empatie nie, niks. Hy sê hy en Ilse het gepraat daaroor. En toe sê hy maar ons het nou klaar gepraat oor dat dit onaangenaam is. Kom ons praat oor die goeders wat goed gaan. Kom ons praat oor die goed wat hy wil niks meer klaagtes hoor nie. Hy het half 'n stelling ingeneem. Hy wil nie enigiemand met enigiets negatief mee sê nie, nie oor sy voete of enigiets anders nie, want hy haal asem. En hy het sy familie rondom hom. En hy's versorg en hy's gesond. En hy haal asem en dit gaan goed. Dit is vir my verskriklik belangrik dat ons daai oomblikke het, want as ons dit nie het nie, sal die klippe dit uitskree. Dink 'n bietjie daaraan. Of jy dankbaar is in jou hart oor wat God vir jou gee of nie, beteken nie dat dit nie die waarheid is nie. Dit beteken nie dat hy nie die eer verdien van wat hy doen nie. Inteendeel, as ons dit nie gaan doen nie, gaan die klippe dit eendag doen. En joh, ek moet sê ek sien uit om dit te sien. Ek het deel van dis interessant hoe weke voor preek werk, wat mense brein probeer deur jou week kom, en dan probeer jy jou gees in lyn kry met hom regtig te hoor wat hy sê. En dis vir my nogal belangrik, en ek weet vir HP en vir die res van my predikers ook belangriker. Ek het geen begeerte om posisie te hê, of dat julle dink, o, Ivan die predik, dit is my totaal irrelevant, ek vind geen waarde aan nie. Inteendeel, dit is 'n swaar las om te dra, want gewoonlik dan dink ek, Jesus, Ivan, baie van die goed wat jy sê, doen jy self nie, en stoei ek self mee, en probeer ek self uitfigure. En dan dink ek oor die kruisiging, en ek dink aan die goeie nuus, en ek vra die vraag, hoekom is dit goeie nuus? Vir Ivan. Want ek moet op 'n manier dit vir myself kan reduseer tot 'n sinnetjie of 3, sodat ek dit vir julle kan sê. Want ek moet slides hê, want as ek mense die slides het nie, dan volg julle my nie. En hierdie week was dit die beste wat ek mee kon opkom, is dat die kruisiging, die evangelie, die storie van Jesus se verhaal is 'n refleksie van hom, wie hy is. Want sien, dit gaan oor alles, wie hy is. Nie hoe goed ek is nie. Nie die goed wat Ivan reg kry nie, want ons baie goed wat ek verkeerd kry. Baie. Maar dit is nie relevant tot wie hy is nie. Hoe goed ek is, en hoe goeie goedjies wat ek bymekaar maak, en die goeie goedjies wat ek vir Licia sê, en die manier hoe ek my lewe leef, is irrelevant tot wie hy is. Ek probeer in lyn kom met wie hy is. Maar hy is wie hy is. So vanoggend is dit vir my nie, dis nie 'n oomblik vir jou om hier te sit en te dink, waar skiet ek tekort nie. Dis nie die punt van vanoggend. Vanoggend is nie die oomblik waar jy moet sit en bepeins en skuldig voel en sleg voel oor jouself. Absoluut nie. Dis nie waar vanoggend gaan nie. Vanoggend is ons almal langs die pad met ons nuwe baadjies of tunics. Wat die Afrikaans is dit. Ons trek ons klere uit en ons pak dit op die pad, omdat ons weet wie is op die donkie. Ons weet wie hy is. Ons beleef wie hy is. En ek wil, jy hoef nie nou jou hand op te steek nie. As jy nie weet nie, asseblief, ek smeek jou, kom praat met my na die tyd. Ek gaan net hier wees, die intersessiespan gaan ook hier wees. Ons sal saam met jou die gesprek hê. Maar as jy weet wie hy is, dan is ons vanoggend in aanbidding teenoor wie hy is. Ons aanskou hom en wie hy is en wat hy in ons lewens doen. As jy niks het om vanoggend oor voor dankbaar te wees, wil ek jou ook vra om met my te kom praat. Ek sal graag ook saam met jou bid oor dit. Maar die blote feit dat hy is wie hy is, want dit vir my, dis my goeie nuus. Dis vir my goeie nuus. Dit is absoluut goeie nuus dat hy aan die kruis gesterf het en opgestaan het en na die engel die klip weggerol. Die hele verhaal van Jesus is goeie nuus. Maar wat vir my meer goeie nuus is die goeie verhaal van die evangelie, is wie hy is. Want
alles wat gebeur het in die kruisingsverhaal is 'n refleksie van wie hy is. Niemand gee sy lewe vir iemand wat hy nie vir lief is nie. So almal van ons kan hier so sit en weet dat hy vir ons lief is. Ongeag die sonde van gisteraand of vanoggend. Dit gebeur baie keer as jy laat is vir kerk. Mens, ek praat nie met die mans. Ek jy lelik praat. Al daai goeie speel to insignificance teenoor wie hy is. Ek wil vir ons 'n liedjie speel. Dis 'n liedjie van David Crowder. Die liedjie se naam is He Is en dis eintlik net 'n proklamasie van wie God is. En ek weet nou nie of die lirieke onderaan is nie, maar ek dink julle behoort dit redelik goed te hoor en as ek my vra kan ek die link ook aanstuur, maar daar's 'n stadium in die liedjie waar in die bridge in die song wat hy letterlik net sê die woorde wie God is. En my gebed is vir oggend vir julle dat dit oor julle lewe sal heers. Dat julle nie familier sal raak met die kruisingsverhaal. En hy sê, o ja, Jesus bestaan was Jesus hier en toe hy so 'n bietjie op 'n donkie gery en toe gee hy sy lewe vir my en ja, Jesus, dis great, ek kan nie wag vir die hemel nie. Dit is soveel dieper, soveel ryker, soveel meer. En my gebed is dat ons dit sal ontdek, dat ons plek, dat ons Olyfberg plek vind, 'n fisiese plek, wat ons met God kan tyd spandeer. En dit met hom deurtrap en sê, Here, ek sukkel hiermee, ek verstaan nie hierdie nie. Daai verhouding kan nie daai persoon vergewe nie. Ek sukkel om hom los te maak of haar los te maak. Ek sukkel om te deel met my werk. Ek sukkel om te verstaan of ek in my roeping loop. Ek is onseker oor waar ek geld gaan kry vir my hier aan die einde van die maand. Soos waar is jou Olyfberg? Dat dit die pad waarop ons is. So ons gaan die liedjie nou speel en dan ja, dan sal ek vir ons bid daarna. If you're troubled, heavy-hearted, just come to Jesus and find your peace. And if you're run down, empty-handed, just come to Jesus and find your strength. He is hope for the hopeless, rest for the weary, help for the hurting. He is mending the broken, bearing burdens, all that you're needing. He is. If you're wandering in the darkness, just come to Jesus and find your way. If you want freedom and need forgiveness, just come to Jesus and find His grace. He is hope for the hopeless, rest for the weary, help for the hurting. He is mending the broken, bearing the burden, all that you need. He is comforter, counselor, Prince of Peace, author and maker of everything, defender, deliverer, King of Kings. He is helper and healer forevermore, my savior and shelter through every storm, my refuge, redeemer and Lord of Lords. He is child of heaven, son of man, provider, protector, the great I am, Alpha, Omega,
Vader, dankie dat ons dit kan kom verklaar vanoggend. Here, op die 29ste Maart 2026 dat wie is Here is die goeie nuus. Dit wat U aan die kruis kom doen het, is wat goeie nuus is, Here. Here, dankie dat U vir ons voorsien, dankie dat U ons genees, dankie dat U ons vooruitgaan, dankie dat U die Alfa is en die Omega, Here, die begin en die einde en dat daar nie 'n einde is aan U nie. Dankie dat in ons tekortkomme en die dinge waar ons net nie goed genoeg is nie, Here, is U daar. Vader, dankie dat U ons kom red. Dankie dat U ons kom vrymaak. Dankie dat ons in daai vryheid kan lewe, Here, dat U die prys betaal. En ek bid vir elke persoon hier vanoggend, Vader, wat stoei met goed. Ek bid dat U ons sal kom vrymaak van dit, Here, dat ons kyk, ons oë en ons koppe sal optel, Here, na wie U is. Vir U koninkryk kom, Here, en mag U naam geheilig. In Jesus se naam. Amen.